Here, as ons vanoggend by mekaar is, dan weet ons, U is die God oor ons lewens. Ons weet, U is die Here van ons bestaan. U is die een wat ons nie net geskep het nie, maar vrygemaak het. U is die een wat ons bekleed met U Gees. En aan U behoort my lewe, en aan U behoort elke tree wat ek gee, elke besluit wat ek neem, en elke asemteug wat ek haal. Amen. Ons het verlede week begin lees aan Matteus 10. Ons het saam met 'n gedeelte gelees wat gesels het rondom die uitstuur van iemand onder die gesag van die Here, gevul met sy gees, gevul met sy krag, toegerus met sy gesag. En jy sal sien Matteus 10 is een van daardie hoofstukke. Jy moet hom so stukkie vir stukkie vat, want hy's gelaai. Hy's volgelaai. Ons lees vandag uit Matteus 10 en ons lees waar ons vir hierdie week opgehou het. Ons begin by vers 5 lees en dan gaan ons lees tot by vers 15. Matteus 10 vanaf vers 5 tot en met vers 15. Terwyl ons so sit met ons Bybels, ons woord voor ons oë, kom ons sluit ons oë. Here, wanneer ek U woord voor my geopen het en ek is gereed om te lees, dan wil ek my volle aandag gee, Here. Ek wil inneem wat ek lees. Hoekom? Ek wil nie net kennis neem nie. Ek wil my lewe daar volgens inrig, Here. Ek wil so leef. U koninkryk lyk anders as die wêreld wat ek om my beleef. U koninkryk vra iets anders as dit wat ek om my sien. Daarom is daar 'n dankbaarheid in my hart vanmôre dat U ook weer eens gesorg het. Ook hier in Hoksbaai, Here, was te droog. Wanneer die sluise oop is, kan jy sien is 'n groot hand wat dit beheer. U gee vir ons altyd meer, Here, as wat ons nodig het. En so is dit met elke vlak in ons lewens. Somtyds raak 'n mens nie afgestomp, jy raak blind daarvoor, jy sien dit nie. Maar U hand is altyd oop. Dankie, Here, vir 'n geleentheid om U vanmôre hier te loof en te prys en te eer en te dien. En dankie vir 'n geleentheid om saam te aanbid en dankie vir die geleentheid om vir mekaar te bid. Onder ons is daar mense wat seer het, onder ons is daar mense wat afskeid moet neem, onder ons is daar mense wat bang is vir 'n nuwe fase in hulle lewe of bang is vir 'n hospitaalbesoek wat voor lê. Vir U, Here, is enigiets moontlik. Daarom het ons woord oop op ons skoot, wanneer ons gereed is om te luister, Here. Praat ook vandag met ons. Amen. Matteus 10, ek lees vanaf vers 5, 2020 vertaling, bladsy 12 in die Nuwe Testament. Jesus het hierdie 12 uitgestuur, nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het. Moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in die Samaritaanse dorp ingaan nie, maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek die dooies op, reinig malaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry, verniet moet julle dit uitdeel. Moenie goue of silwer of kopermunte in julle gordel saamneem nie, nie 'n reissak vir die pad nie, ook nie 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie, want die arbeider is sy kos werd. Watter stad of dorp julle ook al binnegaan, vind uit wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En wanneer julle die huis binnegaan, groet die huismense. En as hulle dit waardig is, skenk julle vrede aan hulle. Maar as hulle dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. Wie ook al julle nie verwelkom en na julle woorde nie luister nie, gaan weg uit daardie huis of stad en skud die stof van julle voete af. Amen, ek sê vir julle,
dit sal vir die land Sodom en Gomorra op die oordeelsdag draagliker wees as vir daardie stad. Ons lees vandag net tot hier, geliefdes. Voordat ons luister na die woord, terwyl ons so luister, kom ons sing weer. Is eintlik 'n lied wat ons te min sing, maar hier is dit vandag, kom ons sing dit uit ons harte uit. So stuur Jesus groepie manne uit, gevul met sy krag, sy gees, bekleed met sy gesag. En ons het verlede week gehoor hoeveel gesag ons eintlik het, bekleed met sy gesag. Want as jy gevul is met Jesus se gesag, het jy gesag oor die dood, want hy het die dood oorwin. Jy het gesag oor sonde, jy weet wat reg en verkeerd is, want hy het vir alles wat sleg is gesterf. Jy het gesag, die voorreg, om sy naam op jou lippe te neem, en aanbidding. En so stuur hy die 12 uit, met sy krag, en met sy gesag, soos wat ek en jy vandag hier uitgestuur word, gevul met die Heilige Gees, om wat te doen? Om Jesus te verheerlik, om te getuig van hom, om die wêreld te herinner aan sy woorde. Nou wil ek vir jou sê, die 12 wat uitgestuur word, nie opgeleide mense, nie 'n opgeleide, toegeruste span, wat 'n kursus voltooi, met 'n sertifikaat om te wys. Eintlik, heeltemal onvoorbereid. Het hulle alles verstaan wat hulle moet gaan doen? Waarskynlik nie. Het hulle genoeg kennis gehad om te doen wat hulle moes gaan doen? Waarskynlik nie. Het hulle elke les al geleer om toe te pas daar buite? Waarskynlik nie. Het hulle genoeg redenasie vermoë gehad om met daai fariseërs daar buite gaan redeneer, want lees jy hierdie gedeelte, staan daar geskryf net na hierdie gedeelte, julle word so skape onder wolwe ingeskeer. Hierdie ouens wil julle verskeer. Het hulle genoeg kennis gehad om op hulle man te kan staan, soos wat Jesus dit gedoen het? Waarskynlik nie. Eintlik het hulle nie veel gehad nie. Daar was nie veel waarmee hulle in die wêreld ingestuur was. En dis die eerste ding wat hierdie gedeelte vanmôre vir my sê, want ek voel hierdie ding aan my lyf. Ons as Christene voel baie keer so. Ons trek baie keer die kortste eind. Dis vir ons wat gesê word, die geloof wat jy dien, is 'n uitgediende geloof. Dis 'n mite, dis 'n storie, dis oudtyds. Ek en jy, as ons die wêreld ingaan, voel baie keer onvoorbereid. Jy voel baie keer magteloos, vir alles jou geloof bespot word. Vir alles dit wat in jou hart leef, baie laag gekyk word. Hoeveel van julle, my ingesluit, het al by 'n punt gekom waar jou geloof bespot word, of jy staan magteloos daar, of daar word eintlik in jou gesig gelag, en agterna, as jy by jou sinne kom en hieroor nadink, dan dink jy eers wat jy kon gesê het, eers agterna. Op daai oomblik voel jy nie voorbereid nie. En daai oomblik voel jy so 'n bietjie magteloos. So hierdie ouens het nie veel nie, wat het hulle? Hulle het net die opdrag van die Here. Dis al wat hulle het. Hulle het net die opdrag van die Here. Hy gee vir hulle die krag, en hy bekleed hulle met gesag. Maar dit kom hulle eers mettertyd op die pad agter. En dan kom jy 'n tweede belangrike ding agter. As jy 'n disipel van die Here is, as jy 'n uitgestuurde van die Here is, as jy 'n koninkrykskind is wat in hierdie wêreld gaan leef, is jy nie daar om mense te red nie. Baie keer dink Christene, dis wat hulle moet doen. Hulle moet mense gaan red. Hulle moet siele gaan red.
nie wat ek en jy doen nie. Ek en jy moet net die oes inbring. As daar iemand voor jou land, en jy kan met hierdie persoon praat die Heilige Gees al baie lank in daardie persoon se hart. Is die Here al baie lank met daardie persoon besig. En baie keer as jy met mense praat en jy kom agter wat vra hulle, wat pla, dan kom jy agter die Here is besig met jou. Jy gaan red nie sy siel nie. Hierdie ou word nie deur jou gered nie. Jy gaan haal nie die oes. Die saad is klaar gesaai. Dit wat moet groei, groei klaar. Dit wat ryp word, word klaar ryp. Dis klaar aan die gang. Die Here is met hierdie persoon besig. Net die Here kan red. Ek en jy red nie. Ons gaan haal nie die oes. En as jy dit so sien, my goeie vriend, gaan jy verstaan, mooi verstaan, wat Matteus 10 eintlik sê. Nou kom Jesus, en hy gee vir hierdie 12 manne, onopgeleid, gee hy 'n opdrag. Hy kom nie voor hulle en sê, hoorie, ek stuur julle gou vir 'n kursus, dit gaan 2 jaar vat, daarna het jy hierdie diploma in berading, of jy het hierdie kursus in sendingwetenskap, of jy het hierdie kursus in teologie. Hy sê, ek vat julle soos wat julle hier is, soos wat julle nou vir 'n wyle lank saam met my getrek het, en gesien het wat ek gedoen het, en ek stuur julle uit. Dis wat hy sê, dis wat hy doen. Maar dan gee hy vir hulle duidelike, verstaanbare riglyne. Hoekom? Want daar is nie tyd om te mors nie. Hy sê vir hulle presies waartoe hulle moet gaan. Hy sê vir hulle na wie toe en na wie toe nie. Hy sê wat hulle moet gaan doen, hy sê wat hulle moet gaan sê. Hy sê waar hulle moet vertoef, waar hulle moet weggaan. Hy spel vir hulle presies uit wat hulle moet doen en hoe dit moet wees. En baie keer as 'n mens dink aan jou lewe as 'n gelowige, as 'n disipel, dan dink jy dis baie ingewikkeld. Of dis net vir sekere mense bedoel. Ek is te swak, ek is te sondig, ek verloor te vinnig my hiermee, ek het nie lus vir moeilikheid nie. Die Here kan my nie gebruik nie. Daar sal iemand anders ter wees om hierdie werk te doen. Nie sê die Here. Ek gaan vir jou sê waartoe. Ek gaan vir jou sê voor wie. Ek gaan vir jou sê wat om te doen. Ek gaan vir jou sê wat om te sê. Ek gaan vir jou sê hoe om te reageer. Nou wil ek vir jou sê, as jy sulke duidelike opdragte kry. Iemand sê vir jou waartoe jy moet gaan, wat jy moet doen, wat jy moet sê, hoe jy moet leef, maak dit makliker, want dan weet jy presies wat om te doen. Maar nie. Want die eerste ding waarmee Jesus hulle uitstuur, is 'n mag nie. Moenie na die heidene toe gaan nie, en moenie by die Samaritane in hulle dorpe vertoef nie. Nou tussen die lyne kom jy agter, en dis wat mense baie keer doen, jy dink jy moet vir die Here gaan werk, so jy moet ver gaan. Jy moet na plekke toe gaan waar niemand anders er nog was nie. Wat sê Jesus eintlik hier? Begin tuis, begin naby, begin baie naby. Want dan sê hy, julle is eintlik net vir die verlore skape van Israel gestuur. Wat maak hierdie woorde moeilik? Wat Jesus tot dusver gedoen het. Hoe hy geleef het. Die grense wat hy deurbreek het, die reëls wat hy verbreek het, trek eintlik 'n streep deur hierdie opdrag. Maar hoor mooi, hoe kom hy dit sê? Want kyk jy na die groter prentjie, kyk jy waarvoor Jesus gestaan het van die begin af. Kom jy agter dit wat hy hier vir hulle sê, stem nie mooi ooreen nie. Maar dit is net 'n beginpunt. Dit kom jy agter as jy 'n paar hoofstukke later Matteus 15 lees. Onthou jy daai dag waar die Kanaanitiese vrou kom, vrou van Tyrus en Sidon,
'n heiden, en sy bly op hulle hake loop, en sy sê, Jesus, ek weet wie u is, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n demoon, en dit gaan baie moeilik met haar. Dan kom mens agter, hoekom die disippels sê, Here, verwyder haar asseblief, want sy hou aan pla, want hulle is gesê, moenie met die heidene omgaan nie, en moenie met die Samaritane ophou nie. En dan sê Jesus vir hom, ek het eintlik net gekom vir die verlore skape van Israel. So dit stem ooreen met die bevel wat hy hier gee. Maar dan sê die vrou, dit mag so wees, en mens vat nie van die kinders se brood nie, maar die hondjies onder sal tevrede wees met die krummels van die tafel. En dan hoor hierdie heiden, jou geloof het gered. Soos Jesus sê, moenie na die Samaritane toe gaan nie, en los die heidene uit. Sê hy eintlik net vir hulle, gebruik die verlore skape as 'n beginpunt. Ek sal julle lei, waantoe ek julle wil lei, op die regte tyd waantoe julle soontoe gelei moet word. Want is die een ding van Jesus. Hy kon die heidene nie uitlos nie. Gelukkig goeie nuus vir my en jou vandag. En hy het voortdurend deur Samaria getrek. Sy beginpunt was die verlore skape. Maar dan brei die koninkryk uit. Hulle beginpunt is ook die verlore skape. En uiteindelik is hulle by 'n punt gekom waar die koninkryk nie genoeg uitgebrei het nie, sou Jesus gesê het, net voordat hy opgevaar het, sy finale opdrag aan dieselfde mense, Matteus 28, gaan nou na alle nasies toe en maak mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die verlore skape van Israel, net die beginpunt. Wat sê jy vir hierdie spulskape? Dis die volgende punt. Nou kom mense en hulle kyk na hierdie gedeelte in Matteus 10, na hierdie 10 verse, en hulle som dit op in 1 vers. En hulle sê, Jesus het gesê, ons moet mense gesond maak, ons moet melaatses genees, ons moet demone uitdryf, en ons moet ouens uit die dood uit laat opstaan. Dis die begin en die einde. Baie mense kyk na hierdie gedeelte, en dis wat hulle daar uithaal. Dis al wat moet gebeur. Jy loop die boodskap mis. Voordat Jesus gesê het, julle het die krag om mense gesond te gaan maak, om demone uit te dryf, om melaatses te genees. Het hy iets anders gesê. Die koninkryk van die hemele is op hande. Dis die boodskap. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk van die hemele is hier. As jy Matteus 9 gaan lees, dan kom jy agter. Die krag om te doen en hierdie ander goed is presies wat Jesus gedoen het. Alles wat hy gedoen het in Matteus 9. Hy het 'n dogtertjie uit die dood uit opgewek. Hy het blindes genees. Hy het mense gesond gemaak. Hy het demone uitgedryf. So al wat hierdie goed sê is, leef soos wat ek geleef het, doen wat ek doen, met my krag en my gesag. Maar die boodskap is, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat kan ek vandag sê oor hierdie koninkryk? 4 goed. Hierdie koninkryk het 'n koning. Is nie 'n koninkrykloose koninkryk nie. Hierdie koninkryk het 'n koning, sy naam is Jesus. En as jy sy naam bely en jou geloof in hom setel, en jy hom aanneem as verlosser, is jy deel van sy koninkryk. Hierdie koninkryk het reëls en regulasies. Hierdie beginsels van hierdie koninkryk staan dikwels heeltemal reglyn teenoor die wêreld. Jy sê stroom op mens, as jy deel is van hierdie koninkryk. Moenie dat dit jou
afronteer nie. Moenie dit jou een kant laat staan nie, want hierdie koninkryk is op pad na 'n ewigheid. Dit begin hier, dit eindig by 'n ewigheid. Hierdie koninkryk het 'n koning. Jy behoort aan hom. Die beginsels wat jy uitleef lyk anders as die wêreld. Maar ek loop vir jou uit op 'n ewigheid. Dis die boodskap. Dis wat jy moet sê. Dis wat hier gebeur. En dis eintlik so wonderlik as 'n mens hierna kyk. Want dis nie 'n moeilike boodskap nie. Dis 'n eenvoudige boodskap, maar dit neem jou hele lewe oor. Waar die Here jou wil gebruik, is dit wat jy gaan uitleef. En jy het 2 goed nodig om dit te doen. Luister mooi, 2 goed. Baie belangrik. Jy het 2 goed nodig om as 'n disipel hierdie koninkryk te gaan uitleef. Wat is die eerste een? 'n Vreemde antwoord. Niks. Toe die 12 dae staan, en Jesus stuur hulle uit, stuur hy hulle nie eers huis toe, om 'n reissak te gaan pak nie. Daar word nie tyd gegee om brood te gaan haal nie. Markus Evangelie fokus nogal swaar op die brood as jy Markus lees oor hierdie selfde gedeelte. Daar is nie tyd om ekstra klere in te pak nie, daar is nie tyd vir 'n ekstra keddie nie, daar is nie tyd vir ekstra skoene nie, daar is ook nie tyd om 'n bel te vat en goue en koper en silwer muntstukke te sit, want jy moet iets langs die pad koop. Wanneer Jesus hierdie 12 uitstuur, en dis 'n angswekkende gedagte, stuur hy hulle uit met die klere aan hulle lyf. En dan kom jy agter, ons is reissak mense. Het jy al gesien hoe senuweeagtig is op lughawens? Maar hy tas nie oor 30 kilogram is nie. Ons is reissak mense. Ons is so geprogrammeer. Jy vat altyd ekstra saam. Jy vat altyd saam vir die onverwagste. Jy vat altyd saam, sou iemand iets steel, kan jy nog steeds floreer. Jy vat altyd iets saam om gemaklik te bly. Jy vat altyd iets saam sodat jy meer as genoeg kan hê. Ons is reissakmense. En hoe swaarder daai reissak is, hoe minder hoef jy op die Here te vertrou. Hoe swaarder daai reissak is, hoe minder afhanklik hoef jy te wees. Hoekom dink jy word hulle nie gestuur om hierdie reissakke te pak nie? Besef jy hoe moeilik dit is om 'n disipel te beweeg wat te veel goed het? Want jy leer nooit om totaal en al afhanklik te wees van die Here nie. En ook wat sy werk aanbetref, is ons reissakmense. Here, gee my meer tyd om die Bybel te bestudeer. Ek is nog nie reg nie. Here, ek het nog te veel vrae. Ek wil nog ekstra gaan pak. Ek wil 'n ekstra kursus deurloop. Ek wil iets anders nog doen. Ek wil meer finansiëel stabiel raak. Gee my nog tyd, Here. Ek het nie alles wat ek nodig het om u werk te gaan doen nie. Ek moet hierdie reissak gaan pak. Wat sê Jesus? Beweeg. Jy het meer as genoeg. Daai ekstra stel skoene, daai munte in die sak. Jy gaan nooit leer om totaal afhanklik van my te wees. As daai reissak te swaar is. Weet jy wat doen Jesus hier? Hy voeg die daad by die woord. In Matteus 6 het hy hulle geleer bergrede. Wat bekommer julle oor die lewe?
wat julle moet eet of drink, of oor julle liggame wat julle moet aantrek. Kyk na die voëls in die lug, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak nie goed en skure by mekaar nie, daar is nie reissakke nie. Kyk na die lelies in die veld, hulle swoeg nie, hulle maak nie klere nie, hulle is beter aangetrek as Salomo wat 'n pronkperdjie was. Kom bekommer julle oor die lewe, wat jy eet, wat jy drink. Dis wat die heidene doen, sê hy. Soek allereers die koninkryk van God. Wat sê Jesus? Die koninkryk is op hande. Die koninkryk het naby gekom. Dis die eerste ding wat jy moet doen. Los die reissak. 'n tweede ding, gaan doen jou navorsing. Gaan kyk hoe lyk die dorp waar jy inkom. Gaan kyk 'n bietjie, doen jou voorbereiding, wie waardig is om jou te ontvang. Hoekom sê jy dit? Gaan kyk wie oop is vir die boodskap. Gaan kyk wie hierdie boodskap met liefde wil ontvang. Kyk wie gereed is vir hierdie goeie nuus. Moenie daar inry soos 'n ou cowboy movie en net skote skiet blindelings so hoop iewers te tref het nie. Kom sê die Here dit? Want dit wat jy ervaar mag nie jou roeping beïnvloed nie. Kom ek vertel vir jou. En weer eens ken die Here die mens, want hy weet ons maak goed by mekaar, hy weet ons is reissakmense, en tweede ding, hy weet ons versamel slegte nuus. As jy dink jou brein is jou grootste vriend, maak jy 'n groot fout. Dit wat hier tussen jou twee ore sit, dan beteken jou grootste vyand word. Hoekom sê dit? Dat daar 10 goeie goed met jou gebeur. En 1 slegte ding, en raai wat, waaraan dink jy gedurig? Daar kan 10 goeie goed, mooi goed gebeur, deur die hele dag. 1 slegte ding. Raai waar haak jou brein vas. En die ouens wat hierdie goed ook navors, die ouens wat slimme sê, die negatiewe stimule in jou brein is meer aktief as die positiewe goed. Wat sê dit? As daar 'n positiewe ding en 'n negatiewe ding gebeur, gaan jy meer geneig wees om aan die negatiewe ding te dink as die positiewe ding. Dit gebeur elke dag met ons. Ons lewe in die Here se hande. Mooi dinge gebeur met jou, sonder jy dit agterkom. Die Here voorsien, die Here sorg, die Here is daar. En daar 'n negatiewe ding gebeur en jou brein haak daarby vas en jy leef verby al hierdie mooi positiewe goed, want dit maak nie sin nie. Dit maak ook nie saak. Omdat ons so mekaar gesit is. Wil die Here eintlik sê, doen voorbereiding. Omring jou met die mense wat jou met liefde ontvang. Fokus op die mense wat dit waardig is. Gaan tuis daar, beleef hulle goedheid, hulle oop harte, hulle oop hande, hulle oop deure. Want bring jy my woord, gaan daar een van 2 reaksies wees, of iemand gaan dit aanneem en sê, ek wil dit hê, ek soek dit, ek wil deel hê daaraan, of hulle gaan jou en jou boodskap verwerp, hulle gaan met jou spot, hulle gaan jou een kant toe stuur. As jy met vrede in so 'n huis ingegaan het, gaan jou vrede in jou toe terugkom. Maak daai deur agter jou toe. Skud daai stof van jou voete af en beweeg aan. Jy mors nooit vrede nie. As jou vrede nie welkom is by iemand nie, word dit nie vermors nie. Dit kom terug na jou toe. Wat wil die Here hier sê weer eens?
Ek stuur jou nie uit om mense te red nie. Ek stuur jou uit om die oes in te bring. Die Here probeer ons hier vrywaar van 'n teleurstelling wat soms so in ons harte kom lê, veral oor iemand naby. Die Here vrywaar ons hier van 'n skuldgevoel. Want ek het so hard probeer en ek kon hierdie persoon nie red nie. Skud die stof van jou voete af. Skud die stof van jou voete af. Ek sluit af. Die oes is ryk. Ook vandag. Jy word so skape tussen wolwe ingestuur. Ook vandag. Het is nie altyd maklik om sy disipel te wees. Maar saam met die opdrag, ons verkondig 'n koninkryk soos daar. Met 'n koning wat jou aangeneem het, wat jou deel gemaak het. Koninkryk met sy eie reëls, sy eie beginsels. 'n Koninkryk wat uitloop op ewigheid. Veilige reis. Amen. Here, wanneer ek in die koninkryk leef, is ek baie keer oortydend. Ek is baie keer die ontvanger van gedagtes of woorde wat sê, dis dom, uitgeleef, oud. Ek leef nie vir vandag nie. Ek leef in die ewigheid. En as ek met mense te doen kry, wat hierdie boodskap nie soek nie, wat hierdie vrede nie soek nie, staan ek nie eenkant stikkend, verwese, teleurgestel. Ek beweeg aan. Daar is soveel meer plekke om te wees wat U wil hê ek moet wees. Dankie vir U geduld met ons. Dankie Here vir U saad wat in harte groei. Dankie Here vir U Heilige Gees wat in harte werk. Dankie Here vir die lewens wat U red. En dankie vir die geleentheid om die oes te help inbring. Amen. Kom ons vra die seën van die Here. Here, wanneer U my hier uitstuur, met die krag van die Heilige Gees wat in my leef, en die gesag om U naam te verkondig en op my lippe te neem. Dankie Here vir die wysheid wat U my gee, vir die geduld en vir die vrede.